Ons het vanmôre die bevestiging van kerkraadslede, een kerkraadslid, Koos, wat herbevestig word as ouderling, en dan ook het ons ook vir Jan en Marie-Louise, Jan as ouderling en Marie-Louise as diaken. Ek wil vra dat ons saam met hulle, voordat ek hulle nou vorentoe roep, sal luister na die aanvang van die formulier vir die bevestiging van kerkraadslede. Van die begin af het die Here Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Hy sê vir sy disippels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Die ampte is deel van die gawes, die sogenaamde charismata, die Griekse woord, die gawes wat die Here deur sy Heilige Gees aan die kerk gee. Sy doel daarmee is om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en om die gemeente as liggaam van Christus op te bou. So baie keer dan sien 'n gemeente die predikant en die kerkraadslede as die persone wat diens doen in die gemeente en wat ook 'n diens aan hulle lewer, wat natuurlik ook reg is, maar daar is 'n ander kant ook van dieselfde muntstuk, en dit is dat die leierskap in die kerk daar is om die lidmate, soos wat die formulier hier sê, die lidmate toe te rus vir hulle diens as lidmate aan mekaar en ook aan die kerkraad en predikant. Ons moet almal op die ou end mekaar dien. So dit is die taak van die kerkraad om die gelowiges toe te rus vir hulle diens om die gemeente as liggaam van Christus op te bou, sodat die liggaam van Christus soos 'n liggaam kan werk. Nie 'n liggaam wat verlam is en hier by die kop en die nek gaan daar ergens iets aan in hierdie liggaam, maar die res van die liggaam gaan dan nie regtig iets aan nie. So dit is die taak en die rol is om 'n gemeente by mekaar te kry, dat 'n gemeente aktief besig kan wees om die Here te dien en aktief betrokke kan wees by mekaar. So daar's 'n hele klomp aksie wanneer dit gaan oor die kerk van die Here, dinge wat moet gebeur. Uit die Bybel is dit duidelik dat 'n amptdraer bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof. Iemand met 'n begeerte om vir die Here te werk, wat bekwaam is om te leer, want ons moet nou die lidmate leer, toerus, en gewillig is om self ook daarvoor toegerus te word as kerkraad. Verder moet 'n amptdraer 'n hoë sedelike lewenstyl handhaaf en in alle opsigte betroubaar wees. Die kerkraad het deur aankondiging bekend gemaak wie verkies is tot hierdie ampte. Aangesien daar geen wettige beswaar ingebring is nie, aanvaar die kerkraad die goedkeuring van die gemeente en gaan ons nou voort met die bevestiging van hierdie lede. Koos, Jan en Marie-Louise, sal julle asseblief vorentoe kom? Eerstens 'n woord aan die ouderlinge, Jan en Koos. Julle dra in besondere sin die verantwoordelikheid vir die opbou en die geestelike versorging van hierdie gemeente. Julle moet toesien dat alle gemeentelede hulle in belydenis en lewenswandel gedra soos lewende lidmate van die kerk van die Here Jesus Christus. Volgens die voorbeeld van Christus moet julle herderlike taak dienend uitvoer. Deur voorbidding, huisbesoek en siekebesoek moet julle die lidmate bystaan, vertroos en in hulle geloof versterk en bemoedig. Julle moet veral ook verantwoordelikheid neem vir die dooplidmate in die gemeente, sodat hulle gelei en geleer word om die Here te ken en te dien. Die onordelikes en die onverskilliges in die gemeente moet julle in liefde vermaan. Teen die wat in sonde volhard, moet julle optree met die kerklike tug, sodat hulle tot bekering kan kom. 'n Ouderling is immers 'n bestuurder van die huishouding van God. Gee ook ag op mekaar en op die leer en die lewe van die bedienaar van die woord. Waak saam met die leraar oor die erediens en sorg vir die instandhouding daarvan. Werk met ywer en oorgawe mee aan die uitbreiding van die koninkryk van God. Diaken Marie-Louise, as diaken is jy geroep om in die Here Jesus Christus se diens te staan. Hy is die groot dienskneg wat mense roep om sy werk op aarde voort te sit. Die diaken se diens begin by die nagmaal
waar die gemeenskap met Christus en die medegelowige gevier word. Daarvandaan word die liefde en barmhartigheid van God ook uitgedra na elke terrein van die gemeentelike lewe en ook na die samelewing. As diaken moet jy vir die lidmate 'n voorbeeld stel van onselfsugtige diens. Jy moet die materiële en die geestelike nood van mense fyn aanvoel en ook daadwerklik help. Verlig ook die omstandighede wat tot die nood aanleiding gegee het. Waar hulp verleen word, moet ook die evangelie gebring word. Inspireer die lidmate en rus hulle toe om ook mekaar se laste te dra. Versorg in die eerste plek die medegelowige, maar ook alle ander mense wat in nood verkeer. Dit is ook jou taak om te help met die insameling van die dankoffers. Jy is mede-verantwoordelik om die gawes wat gegee word met wysheid, as ook in die regte gesindheid van Christelike liefde te bestee. Nou wil ek graag julle 3 vra om opreg op die volgende vrae te antwoord, sodat elkeen kan hoor dat julle bereid is om hierdie diens te aanvaar. Ten eerste, is jy daarvan oortuig dat dit God self is wat jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens roep? Aanvaar jy die Ou en Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing, en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Ten derde, beloof jy om jou amp, soos wat dit nou in die formulier aan jou voorgehou is, volgens hierdie leer getrou te vervul? En dan ten slotte, aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? Wat is hardop jou antwoord, Jan? Koos? Marie-Louise? Wees getrou in julle dienswerk en hou by die belofte ook vandag voor die gemeente en voor die Here afgelê. Wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. Ons praat dikwels van die leiers in die kerk. Eintlik is 'n beter woord, dink ek, is begeleiers, want ons het eintlik net die een leier in die Here Jesus Christus wat die hoof is van sy kerk. Maar ons moet ook as die leierskap binne die kerk, moet ons ook die gemeente begelei om tot diens van die Here te wees. En dan u as gemeente ontvang hierdie kerkraadslede as gestuurdes van die Here en bid vir hulle. Ons weet, ons almal is maar net mense en ons almal het ons stryd en ons worsteling met die sonde. En daarom is ons ook maar so afhanklik daarvan dat daar ook vir ons gebid word dat die Here die genade sal gee om presies te kan doen dit wat hy van ons vra. Werk met hulle saam, want die werk wat aan hulle opgedra is, bly steeds ook julle taak as gemeente. Wees gewillig en blymoedig in die uitleef van julle verantwoordelikhede as lidmate. Stel julleself beskikbaar om toegerus te word as profete, priesters en konings in diens van die Here Jesus Christus. Kom ons dra dan ook die kerkraad aan die Here op in gebed, en ek wil graag vanmôre die formuliergebed gebruik, soos wat dit in die formulierboek opgeteken is. Kom ons bid. Here ons God, ons aanbid U in dankbaarheid. U is die een wat U kerk deur al die eeue bewaar, versorg en laat groei. Ons dank U dat U ook nou weer manne en 'n vrou afgesonder het om op 'n besondere wyse in U gemeente te dien. Ons bid dat U hulle elke dag sal inspireer en sal toerus vir hulle taak. Help ons almal, ook as gemeente, om U stem te hoor, gehoorsaam aan U te wees en dankbaar saam te werk aan die opbou van hierdie gemeente van U. Mag alles wees tot eer van U goddelike en heilige naam. Amen. Kom ons, terwyl ons bly sit, sing ons saam as seënbede vir die kerkraad, lied 200
68. Kom ons sing saam. Laat hier u seën opdaal, u guns uit Sion al bestraal, u wat beveel en dit geskied, wil hier u sien oral gebied. Ek vra die ander kerkraadslede om ook net 'n handdruk van gelukwensing aan ons nuwe kerkraadslede en oud kerkraadslid wat weer amptelik weer terug is in sy tuig, net 'n handdruk te gee. Koos, dankie baie sterkte. Seën vir jou hoor. Kan jy daai uit mekaar uitmaak? Also, dankie. Ja, Marie-Louise, baie geluk en baie seën vir jou ook hoor daar sy. Jan, baie geluk, sterkte hoor.